Hy die magtige God is, Here. U 'n waarmaker is van u woord, Vader. Here, daar is niks en niemand so groot en magtig soos u, die Koning Jesus Christus, Here. Here, ons kan net dankie sê vir u teenwoordigheid vanoggend. Hoe groot en almagtig is u, Here. Al die lof en eer en aanbidding en prys op u toe, Vader. U is die Abba Vader, Here, en soos ons vanoggend hier staan voor u, Vader, weet ons, Here, dat u 'n plan het vir elkeen van ons in lewe, Vader, en maak nie saak wat ons in gedagte het, Here, voor ons gebore is, ken u ons by naam, Vader. Here, en wanneer het lyk soos wat het lyk vanoggend, Here, wat ons dink, Here, dit beteken niks nie, Here, hier is niemand nie, Here. Niet de afspraak vanoggend en elkeen van ons wat hier is. Here, al is dit om die boodskap te hoor en dan weer uit te dra, Here, van ons universaliteit, sodat dat die tyd uitgekoop het met ons, Vader, Here, dat u belang gestel het elkeen van ons vanoggend, Here, om u lewe op te offer vir ons, Here. Sê vir dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Wat staan op die wonder? Je wordt aan het verkeerd bij hier. Je wordt eens mis. Halleluja. Dank je wel. Dank je. Dank je. Voor ons vanoggend nou aangaan, as daar iemand is wat 'n getuienis het, bring dit vir ons. Kom, dan moet at least een ou wees in hierdie week. Waar die Here voorgoed is. Amen, prys die Here. God is vir ons goed. Ek begroet die gesag van die Here. Ek gesgroet en elke dag 'n kindjie van God aan. Jy weet, my hart loop oor van blydskap. My hart loop oor van ek gaan net vir die Here alle keer loop op prys. Jy weet, verlede week weer was dit vir my so goeie week van die maar die was toen skielik opgeneem in die hospitaal van die dag. As ek nog nooit in die hospitaal gekend van die hospitaal. Met altijd gesê vir ons, hoor die Here, ek sê vir julle, ek sal sterf by die huis in die hospitaal. Maar, die plan wat jy het, is die God se plan. Amen. As die God se plan. God het ons 'n plan met jou in die hospitaal. Jy weet, en sy wat toe opneem, sy toe, sy kan hoeveel aan mensen, hoeveel aanvallen je aan. En ze krijgt dat overnacht, dus ze denken en dan weer van mij, ze is opgenomen. Net zegt mijzelf, Jelle, hoe is het zo heel persoon? Hoe is het heel zacht, heel close. Als altijd een traan uit de rol, maar ze wordt weg, waar het familie mee is. En Jelle maakt mij rustig. Hij maakt mij zo kalm. Net wat ik ga mensen. Weet je? En die dokters komen naar de dokters en maken gewoon een soepla, zie je toch alles vergeten. Die dokters zeggen, man, wat zoek jij? Oma, wat zoek jij? Hij doet zo goed. Jouw hart doet zo goed. Wat is die story? En mama zei, ja, zij weet niet. Maar dat wil ik van haar mensen. Zij wil nog aan mij. Zij is nog wel van haar werk doen. En weer moet ik zeggen, ik kan het toch ook niet presenteren. Je dat ons ook nog, niet kan het nog aangekondigd zijn, wat zou ik gaan maken. Maar om dat God onze rustig te maken. Weet je, ik zou hier zo dankbaar. Wat is voor mij vraag? Weet je? Weet je? Ik ben pas in de woord in deze woorden. Jelle, val ons lapis. Onze lapis is meer als een geval wordt dat is uitgevoerd wordt vanmorgen. En dat zeggen we Jelle vanochtend, dank je voor de geest van de Jelle wat voor gevat bij jou. Alle hier loop en prijs komt weer op toe. Want die meiden wordt wat gemaakt. En die Jelle het gebod wat maken. Hij wil gebed gaan doen. Hij zegt dan, vraag en voor jou zal gegeven. Amen. Zo, vrienden,
Baie dankie. Nog iemand? Geen een. Goed, Tannie Bes. Ja, ek wil getuig, ek was as Christen hier by die jaarsaal en ek dank die Here, dit was 'n lekker dag saam met die kerkfamilie. En toe ek huis toe gegaan het en my kos geniet het, by 5 uur se kant kry ek 'n oproep uit Griekeland uit. En dit was my niggie. En sy het vir my gesê, hulle het ons my klein neefie, dit is my boetie se seun, uitgenooi vir eten en hulle was almal saam. Nou my niggie se dogter is met 'n pastoor daar getroud in Athene en hulle doen die Here se werk. Die gemeente se naam is die Lion van Juda. En my boetie, hulle die kinders is Greek Orthodox. En my hart bekeerd en ek bid vir hulle elke dag dat hulle net 'n ontmoeting met die Here sal hê. En my niggie sê vir my, ewe skielik gisteroggend toe sy haar foon oopgemaak het sy hierdie foto gekyk waar die 3 van hulle 'n ontmoeting gehad het weer by 'n restaurant verlede jaar en sy kyk die datum, dit was presies dieselfde datum. En hulle het ook getuig oor die Here en hy het gesê, hulle het hom uitgenooi aan die Lion of Juda gemeente en hy het gesê hy sal gaan. So ek wil net die Here prys. Amen. Ek wil net sê, moenie ophou vir jou kinders of kleinkinders of ouers gebid nie. Yes. Die Here is nie doof nie. Amen. Amen. Weet julle, donderdag aand is ons hier by die musiekoefeninge besig en Amy bid woensdag, skus. Pastoor het my hele tyd hier so die mekaar. Ek het woensdag gedink donderdag is Vrydag want ons oefen donderdag dan sien 'n ou uit na Vrydag. But beside the point, Amy bid en sy sê mag daar verandering in Mariska se werk kom en Monica getuig daarvan, daar het verandering gekom. Weet julle wanneer ons dink dat dit nou wat is daai mooi Afrikaanse woord katswink of verby en oor is, kom die Here en hy voorsien. Weet julle, en soos wat ons weet die oorlog in Iran is besig om in die gang te gaan en soos wat ek julle gesê het, pryse gaan opgaan. Maak nie saak of daai pryse opgaan nie, die Here gaan voorsien. Is jy Engels of Afrikaans? English of Afrikaans? English. I'm sorry to say my English has reached its limit for the month. I'm on prepaid, so it's only going to start next week, Wednesday. Wat ek vir julle vanoggend wil bring is uit die skrif uit en Tannie Dot gaan weet wat my skrif is. Ons weet wat die skrif is. Ek gaan net vir julle die eerste lyn sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was God, en alles is deur God gegee. En ons ken die vers. Maar ek gaan daar bo sit en ek gaan my notas vir julle lees. Hoekom ek my notas vir julle wil lees is want ek wil nie iets uitlaat nie. Weet, ek kan hier so staan en ek kan dit wing soos baie ouens dit doen. Pastoor doen dit nie, hy berei baie goed voor. Ons kan nie 'n Saterdag gaan squash speel nie, so hy berei goed voor. Ek gaan vanoggend se boodskap is eenvoudig. Dit mag miskien bietjie lank wees, maar dit is eenvoudig. Ek gaan vir julle 'n paar karakters in die Nuwe Testament, of kom ons begin by die begin, uit die Ou Testament gee, en dan gaan vir julle 'n paar karakters uit die Nuwe Testament gee. Ek het oorspronklik gedink dit gaan 10-10 wees, maar dit gaan nie 10-10 wees nie. Want hy praat van die herders ook. So ons dink altyd is net 3 herders gewees. Ons kan nie bevestig of dit 3 was of nie. Pastoor, is ek reg of verkeerd? Ons praat saam. So vanoggend wil ek hê jy moet jouself identifiseer met een van hierdie karakters waaroor ons gaan gesels, of assosieer met een van die karakters. Baie van ons gaan nie kan assosieer met een van die karakters nie, want ons is nie in ons loop nie in dieselfde skoene as wat hulle loop nie. Ons is nie dieselfde tydperk waar hulle is nie. En ons omstandighede overal is net anders as hulle omstandighede waar hulle is. So, kom ons begin by die begin. Die eerste karakter is Rut. Ek dink meeste van ons ken hulle. Sy buitelandse weduwee wat getrou en nederig haar skoonmoeder gevolg het. Ons vind dit in Rut 1. Dan Dawid, een van die mees algemene en alom bekende karakters van die Bybel.
En ons praat nou hiervan toe hy nog 'n kind was hy 'n skaapwagter wat eenvoudig op God vertrou het en teen Goliat geveg het. 1 Samuel 17. Gideon. Wie van julle ken Gideon? Pastoor ken hom. 'n Boer wat homself as die kleinste in sy familie beskou het, maar God gehoorsaam het. Ons lees dit in Rigter 6. Net so ter agtergrond, ek gaan dit nou weer doen. Hierdie is eintlik maar 'n bietjie, ek sal nie sê teerpunt nie, maar net so dat julle weet, hoeveel seuns het Gideon gehad? Enig iemand? Daar net seuns, nee? 70 seuns. Imagine in vandag se tye om vir 70 kinders te sorg. En omdat dit is nou sy vrou, en dan het hy 'n skelmpie gehad, wat hy ook nog 'n kind by gehad het. Ons gaan nou daarby stop en aangaan. Maar 71 seuns, dis sonder dogters. Imagine, nou moet jy nog dogters, tiener seuns grootmaak. Deedra, jy is nou op daai stadium. Ek neem aan jou gebed het gegaan vanoggend op die ouderdomsgroep wat hulle is. Goed, dan Hana, 'n eenvoudige vrou wat met opregte hart vir 'n kind gebid het, 1 Samuel 1. Dan Noag, 'n regverdige man wat eenvoudig gedoen het wat God beveel het, selfs sonder dat hy uitkoms gesien het. In ons situasies vandag, weet, soos ek bekommer my baie maklik oor baie dinge, baie vandag, julle kan my vrou vra. En eenvoudig moet ons net op die Here vertrou, maak nie saak wat se kant toe, waantoe nie, ons weet die Here gaan voorsien. Ek meen, 'n simpel voorbeeld was vanoggend, soos ek julle gesê het, ons het gedink dit is verby en weet ons finansies, dit is nog altyd 'n probleem, maar die Here voorsien nog elke keer. Nog voordat ons, as ons kan dink dit is nou tickets, dan voorsien die Here. Goed, kom ons beweeg aan na die Nuwe Testament. Maria, moeder van Jesus, 'n jong meisie wat haarself as die diensmaagd van die Here beskikbaar gestel het in Lukas 1. Petrus is ook een van die meer algemene karakters en algemene mense waaroor gepreek word. 'n gewone visserman wat Jesus onvoorwaardelik gevolg het, Matteus 4. Dan nie iemand wat oor die algemeen gepraat word nie, maar daar is ook baie preke oor die persoon gedoen. Ons ken nie noodwendig die naam van die persoon nie. Die weduwee met die 2 muntstukke, sy het alles wat sy gehad het, eenvoudig en opreg gegee. Markus 12. Dan kom ons by die herders, by Jesus se geboorte, eenvoudige werkers wat die eerste boodskap van die verlosser ontvang het, Lukas 2. Nathanael, ek weet nie wat baie van julle is wat al baie preke gehoor het oor Nathanael nie. 'n man sonder bedrog wat dadelik geglo het toe hy Jesus ontmoet het, Johannes 1. Hierdie figure wat ek vir julle voorlê vanoggend, illustreer hoe God dikwels gewone, nederige mense kies om sy groot planne uit te voer. Kan jy jouself nou al vereenseldig in een van die ouens se skoene sit? Nog nie? Onthou julle, ek het vir julle gesê, vroeër in die maand, ek is besig om my boodskap voor te berei, en dit is een van die punte wat ek vir julle gesê het. Kom ons gaan na die verhaal van Rut. Die verhaal van Rut is Bybelse vertelling van loyaliteit, liefde en goddelike voorsienigheid. Rut, 'n Moabitiese vrou, bly getrou aan haar Israelitiese skoonmoeder Naomi, na die dood van haar man, en trek saam met haar na Bethlehem. Daar vind sy guns by Boas, 'n familielid, trou met hom en word ouma grootjie van Dawid. Sien julle waar trek ons nou al? Rut, 'n gewone vrou, 'n Moabitiese vrou, nie 'n Israeliet nie. Waar kom Jesus vandaan? Sien julle al die lyn? Naomi, haar man Elimech en 2 seuns trek van Bethlehem na Moab weens hongersnood. Die seuns trou met Moabitiese vroue, Rut en Orpa. Al die mans sterf en Naomi besluit om terug te keer. Rut weier om Naomi te verlaat en sê, jou volk is my volk en jou God is my God.
Die twee vroue kom arm in Bethlehem aan. Rut begin koringare optel op die lande om kos te kry. Hoe bad is dit net nie, né? Ons omstandighede kom dit nou al daar naby, dat ons varkpele en sulke goeders gaan optel en selfs koringare, nog nie, die Here voorsien nog elke dag en elke behoefte wat ons het. Rut beland op die landerye van Boas, 'n welgestelde familielid van Naomi. Boas hoor van Rut se getrouheid aan Naomi en tree goedhartig teen haar op. Naomi reël dat Rut na Boas gaan as 'n losser. Ons ken nou al wat is 'n losser, né? Ons is in daai tydperk wat die Here as ons losser optree. Dit is basies iemand wat gegaan het en die familiegrond gaan terugkoop het in hierdie verhaal. Jochie, amper laat ek my papiere teen mekaar raak. Gelukkig het ek dit vanoggend genommer juis vir daai rede. En Boas besluit toe nou om met Rut te trou ook, nadat hierdie hele storie plaasgevind het. Rut en Boas kry 'n seun, Obed. Obed word oupa van koning Dawid. Wat Rut 'n belangrike skakel maak in die geslagregister van Jesus Christus. Die boek Rut beklemtoon dat God se liefde en trou nie net tot Israel beperk is nie, maar alle mense insluit ongeag agtergrond. Kan julle self nou al in haar skoene sit? Nog nie heeltemal nie. OK, kom ons gaan aan. Dawid die tweede koning van Israel en opvolger van Saul, wat was 'n uitstaande leier, digter en vegter uit die stam van Juda. Hy het as 'n nederige skaapwagter in Bethlehem begin, die jongste seun van Esau, voordat hy deur Samuel gesalf en bekendheid verwerf het deur Goliat te verslaan. Dawid het Jerusalem as hoofstad gevestig en uit die uiterste koninkryk opgebou, of 'n uitgestrekte koninkryk gebou, ten spyte van die klomp komplekse persoonlikhede en foute. Ek wil net hê julle moet onthou of hou hierdie in gedagte. Dawid, en wat was sy werk gewees? Hy was 'n wagter gewees. Onthou dit. Ons gaan nou dit sluit aan by die herders en die beskrywing van die herders. Dawid is gebore in Bethlehem, hy was die jongste van Esau, die 8 seuns, en hy het sy dae as skaapwagter deurgebring. Sien julle weer, dit kom weer terug, onthou dit, hou dit in julle gedagte. Die profeet Samuel het Dawid in die geheim as die toekomstige koning gesalf terwyl Saul nog geregeer het. Hy was bekend as 'n vaardige harpspeler wat Saul se depressie verlig het, as ook 'n dapper vegter wat die Filistynse reus Goliat met 'n slingervel verslaan het. Weens Saul moes Dawid vlug en hy het 'n tyd lank as 'n uitgewekene geleef, onder meer in die grot van Adullam. Na Saul se dood is hy eers koning oor Juda en later oor die hele Israel gemaak, waar hy Jerusalem verower en as hoofstad gevestig het. God het hom 'n ewige dinastie gegee, of beloof, en hy word beskou as 'n man na God se hart. Alhoewel sy lewe gekenmerk is deur baie groot geloof en ernstige sondes, soos met Batseba. Dawid word onthou as die soetsanger van Israel en die stigter van die Dawids koningshuis, met 'n heerskappy wat 'n goue era vir die Israeliete ingelei het. Dan kom ons by Gideon. Ek kan nog steeds sê oor dit kom die 70 seuns. Gideon is 'n bekende Bybelfiguur uit die boek Rigters, hoofstuk 6 tot 8, wat gedien het as 'n rigter en militêre leier van Israel. Sy verhaal is een van geloof, vrees en wat God se krag deur onwaarskynlike leier werk. Die Israeliete wat in 'n siklus van afvalligheid was en wat van God vergeet en afgode gedien het. As straf hiervoor het God toegelaat dat die Midianiete, Amalekiete en ander oosterse stamme Israel vir 7 jaar onderdruk het. Die vyande het die land se oeste en vee verwoes, Israeliete gedwing het om in grotte en berge weg te kruip weens die uiterste armoede en hongersnood. Ons is nog nie daar nie. Maar soos Master vanoggend gesê het, in ons geestelike lewe of in die kerklike aspek,
en geestelik. Is die regering besig om ons te druk om in ons grot, in ons eie huis, in jou eie babbeltjie te gaan godsdiens hou? Soos Master gesê het vanoggend ook, ons het dit nog baie lekker hier by ons. Ons is nie nodig om 'n blaadjie van die Bybel te memoriseer om die Bybel te kan hê nie. Ons het nog die vryheid om 'n Bybel te kan besit en selfs op ons tablets en jou selfoon te kan geniet. Dit is al so erg dat van die plekke daai goeders al kan reguleer wat op jou foon en wat op jou tablet en jou rekenaar selfs aangaan. So ons is nog baie gelukkig. Gideon was die seun van Joas uit die stam van Manasse en hy het Oreo of Ofra gewoon. Hy het selfs gesê sy familie is die swakste in Manasse en hy is die kleinste in sy pa se huis. Die engel van die Here het aan Gideon verskyn terwyl hy koring in 'n parskyp dors. Hoor julle wat hy sê? Waarvoor word 'n parskyp gebruik? Om druiwe te pars. Nie koring nie. Wat het hulle met die koring gedoen? So met ander woorde, hulle het die doppe van die koring afgehaal. En wat het hy gedoen? Hy moes dit fisies daarin doen om weg te steek dat hy kan kos hê in 'n parskyp. Hy was 'n dapper krygsman. Gideon het die altaar van Baal wat sy pa gebou het op bevel van God afgebreek. Dit het hom die bynaam Jerubbaal besorg wat beteken laat Baal sy saak behartig. Gideon was aanvanklik bang en twyfelagtig. Hy het vir God tekens gevra waaronder die bekende verhaal van die wolvlies was eendag nat en die volgende dag was die grond rondom die wolvlies nat en die wolvlies droog of andersom. Nat en droog, droog en nat. As dit nie 'n teken van die Here af is nie, weet ek nie. Gideon was aanvanklik bang en twyfelagtig. Hy het vir God, ons was daarso. Hy het met 300 mans het hy gaan oorlog voer, waar hy 'n leermag van 32,000 gehad het. Hulle het die Aminianiete aangeval met slegs horings, fakkels en leekryke. Die vyand het in hulle verwarring gevlug. Vrees en geloof. Gideon word gesien as 'n figuur wat dikwels bang was, maar tog gehoorsaam was aan God se opdragte. Na die oorwinning het die Israeliete gevra dat hy oor hulle regeer, maar hy het van die hand gewys en gesê die Here sal regeer. Ten spyte van die goeie begin het Gideon later 'n afgodsbeeld gemaak van die byt wat hulle van die afgode afgeneem het of van die Minianiete afgeneem het. En hy het ook baie vroue gehad, soos ek julle gesê het. Gideon word onthou as een van die geloofshelde in Hebreërs 11 wat ten spyte van sy twyfel God vertrou het vir bo-natuurlike oorwinning. Kom ons by die volgende karakter is Hanna, 'n Bybelse figuur uit 1 Samuel wat die onvrugbare vrou van Elkana wat na vurige gebed by die tabernakel in Silo geboorte geskenk het aan Samuel. Haar agtergrond sluit diepe hartseer weens kinderloosheid en bespotting deur Penina in. Maar sy het vrede gevind deur haar seun aan God te wy as 'n Nasareen. Hanna beteken genade of liefdeskind of lieflikheid, skus julle. Sy was een van Elkana se 2 vrouens, woonagtig in Rama. Ten spyte daarvan dat Elkana haar hartlik lief gehad het, was Hanna lank onvrugbaar terwyl Elkana se ander vrou, Penina, kinders gehad het. In haar diepe ellende en gebed by die tabernakel het sy beloof dat as haar God vir haar 'n seun gee, sy hom aan hom sou teruggee. Eli die hoofpriester het aanvanklik gedink sy is dronk vanweë haar emosionele gebed. God het haar onthou en sy het geboorte geskenk aan Samuel, wat beteken deur God gehoor. Kan julle julleself nou al in haar skoene sit? Die mans obviously nie in daai aspek nie, maar tog het elkeen van ons in my geval, in elk geval, 'n begeerte gehad om 'n kind te hê. En die Here het ons begeerte gehoor. Julle het al my getuienis gehoor en die Here antwoord nog steeds gebeure. Nadat sy Samuel gespeen het, sy haar belofte gestand gedoen en hom na Eli geneem om in die tabernakel te dien.
1 Samuel 2 bevat haar loflied wat wys op haar vertroue in God se regverdigheid en verlossingswerk. Hanna se verhaal word beskou as 'n keerpunt in Israel se geskiedenis wat lei tot die profeet Samuel wat koning gesalf het. Dan kom ons by Noag. Volgens die Bybel is die hedendaagse mensdom, vandag se lewe, van Noag se 3 seuns, Sem, Gam en Jafet afkomstig. Sem is gevolglik as die voorvader van die Semitiese volk. Noag, die seun van Lamech, was 'n regverdige en opregte man in 'n verdorwe wêreld wat met God gewandel het. Hy is gekies om sy gesin, vrou, 3 seuns, Sem, Gam en Jafet en hul vrouens, deur 'n massiewe ark te bou te red van 'n sonvloed wat God gestuur het om die aarde te reinig. Ons almal ken al die storie van kindsbeen af, vandat ons in die sonnaarskool is. Gaan julle nou 'n ander vraagie vra omtrent dit? Noag het geleef in 'n tyd toe die aarde vol geweld en boosheid was. Hy word beskryf as 'n regverdige en volmaakte man onder sy tydgenote. Wat beteken hy het God se wil nagekom. God het vir Noag spesifieke instruksies gegee om die ark uit Goferhout te bou om sy gesin en diere te red. Nadat hulle in die ark gegaan het, dit 40 dae en 40 nagte gereën, waarna die ark op die berg Ararat tot rus gekom het. Noag is die stamvader van die mensdom na die vloed. Noag se verhaal word vertel in Genesis 6 tot 9 in die Bybel en hy word ook in die Koran genoem. Laat dit by jou insink, selfs in die Koran word Noag genoem. Maria, wat 'n Joodse vrou was van Nasaret wat deur God gekies is om die moeder van Jesus te wees. Sy was 'n maagd toe sy deur die Heilige Gees swanger geword het en met Josef getroud was. Maria was 'n gelowige, nederige dienares van die Here wat Jesus se hele lewe van sy geboorte tot sy dood gevolg het. Sy was 'n direkte nakomeling van koning Dawid. Sy het 'n sentrale rol in die evangelies gespeel en was teenwoordig by die begin, die geboorte van Jesus en die kruisiging van Jesus, die uiteinde van Jesus op aarde. Sy word beskryf as 'n dienares van die Here wat haar Messias vertrou het en aanbid het. Sy het later ander kinders by haar man Josef gehad. Sy is 'n invloedryke figuur in die Christendom, veral as die aardse ma van Jesus, wat die seun van God beskou word. Nie een van ons kan met haar assosieer of in haar skoene loop nie. Petrus is ook een van die meer bekende persone wat ook meer algemeen oor gepraat word. Petrus, oorspronklik Simon of Simeon, was 'n Galileese visser en een van Jesus se 12 apostels, bekend as 'n prominente leier in die vroeë Christelike kerk. Hy was bekend vir sy impulsiewe, loyale dog menslike karakter. Bekend daarvoor dat hy 'n sleutelfiguur in die vroeë kerk geword het. Hy was 'n boerling van Galilea en het waarskynlik in 'n vissersonderneming in Kapernaum gewerk. Hy was die seun van Jona, broer van Andreas, wat hom na Jesus gebring het, en hy was getroud. Jesus het hom 'n Arameese naam gegee wat rots beteken, Cephas of Petros, wat sy toekomstige rol in kerk simboliseer. Petrus word dikwels eerste in die disippelslyste genoem en was deel van Jesus se binnekring. Hy was die eerste wat Jesus as die Christus bely het. Ten spyte van sy loyaliteit het hy Jesus 3 keer verloon, maar is later deur Jesus herstel. Hy was 'n sleutelfiguur in Handelinge hoofstuk 1 tot 12 en het die evangelie sowel aan die Jode en die heidene verkondig. Hy word beskryf as die skrywer van die Bybelboeke 1 en 2 Petrus. Tradisie in vroeë kerkgeskrifte dui op dat hy 'n Romeine gekruisig is, waaronder Nero tussen 64 en 68 na Christus plaasgevind het. Petrus word in die Nuwe Testament meer as 100 keer genoem, wat sy belangrikheid onder die apostels onderstreep. Dan kom ons, ek dink ons kan al amper meer ons vereenselwig met Petrus. Kan jy jouself nou in sy skoene sien, waar jy gaan het en wat jy besig is om te doen of wat jy al gedoen het?
Kom ons gaan aan. Die verhaal van die weduwee met die 2 muntstukke. Dit vind plaas in Markus 12 vers 41 tot 44. Het skets 'n vrou wat haar laaste 2 muntstukke, lepta, in die tempelkas gegooi het. Jesus prys haar omdat sy alles gee wat sy gehad het, in teenstelling met ryk mense wat uit oorvloed gee, wat haar offer 'n simbool van die uiterste toewyding maak. Dit het in die voorhof van die vroue in die tempel in Jerusalem plaasgevind, naby die offergawekiste, kort voor Jesus se kruisiging. Sy het 2 lepta, die kleinste koper of bronsstukke in omloop gegee, wat saam waarskynlik 'n kwadrans was, die kleinste Romeinse muntstuk. Dit was weglaatbare bedrag vir die tempel se inkomste, maar haar laaste lewensmiddele. Weduwees was in die eerste eeu algemeen arm en kwesbaar. Jesus gebruik hierdie voorbeeld om die gewetenlose inhaligheid van die godsdienstleiers te kritiseer, wat dikwels misbruik gemaak het van kwesbare mense teenoor die ware opofferende geloof van die weduwee. Die klem val nie op die hoeveelheid geld nie, maar op die gesindheid van die hart, volkome vertroue op God. Hierdie gebeurtenis beklemtoon dat ware vrygewigheid gemeet word aan wat oorbly, nie aan wat gegee word nie. Nou wat ek vir julle in die begin gesê het, dat julle onthou waar Dawid vandaan gekom het. En ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die herders, die karakters. Herders was nederig, luister mooi, lae status werkers in die eerste eeu van Judea, wat sosiaal gemarginaliseer is. Skuif een kant toe, nie by my kom sit nie. Maar die eerste getuienis van Jesus se geboorte, hulle het snags in die velde naby Bethlehem skape opgepas en simboliseer dat Jesus vir almal gekom het. Hierdie herders was waarskynlik verantwoordelik vir die offerdiens skape by die tempel. Nou my vraag een van my vrae aan julle vanoggend is, hoe belangrik is hulle werk dan nou eintlik? Onthou wat was die, wat is die regte woord? The requirements vir 'n slaglam. Vlekkeloos, sonder 'n gebrek. Nou my vraag is weer, hoe belangrik was hulle werk? Ten spyte van hulle lae status het engele die nuus van Christus se geboorte eers aan hulle bekend gemaak, wat die evangelie se fokus op die nederiges beklemtoon. Die herders het die baba in 'n krib gaan soek, soos deur die engele aangedui en die goeie nuus versprei. Hierdie gebeurtenis vind plaas in Lukas 2 en onderstreep die nederige omstandighede van Jesus se geboorte en sy koms vir almal, insluitende die gemarginaliseerdes. Nathanael, wat dikwels met Bartolomeus geïdentifiseer word, is 'n belangrike figuur in die Nuwe Testament. Kyk nou aan na die volgende een toe. Veral bekend as een van Jesus se eerste disippels. Hier is die agtergrond bietjie gebaseer op Bybelse inligting. Die naam Nathanael beteken gawe van God of God gegee. In die evangelie volgens Johannes word hy Nathanael genoem, maar in die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, word hy gewoonlik Bartolomeus genoem. Hy was afkomstig van Kana in Galilea, dieselfde plek waar Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het. Hy is na Jesus gebring deur Filippus. Aanvanklik was Nathanael skepties en het gevra, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Jesus het na hom verwys as 'n ware Israeliet en in wie daar geen bedrog is nie, wat hy op die opregtheid en integriteit. Jesus het vir Nathanael gesê dat hy hom gesien het toe hy nog onder die vyeboom was, voordat Filippus hom geroep het. Hierdie bonatuurlike insig het daartoe gelei dat Nathanael as die seun van God, koning van Israel, bely het. Nathanael was 'n opregte soeker na die waarheid en vroeë getuienis van Jesus Christus, of Jesus se bediening. Kan jy nou jouself al identifiseer met een van hierdie karakters, of jouself in een van hulle se skoene sit?
As ek jou mag vra, hoekom nie? Is dit omdat jy dink jy is nie gekwalifiseerd om in een van se skoene te wees nie? Dink jy is nie goed genoeg nie? Of is dit maar net 'n algemene feit dat jy nie kan identifiseer met een van die gebeurtenisse wat plaasgevind het in hulle lewe nie? Kom ons gaan aan. Nou wil ek met julle gesels oor waar baie min mense oor praat. En dit is die negatiewe aspekte van al hierdie karakters. En ons, soos ek gesê het, ons ken die verhaal van Noag. Ek kan vir die kinders, meeste van die kinders vra, wat is die verhaal van Noag? Hy het geluister en die mense het gedink, hy is mal, hy het 'n ark gebou, hy het die diere almal of 'n pare in die ark gebring, saam met sy seuns en sy skoondogters. En dan het die ark na 40 dae, of die ark het toe op die berg gegrond en hulle is daarna uit. En dis waar die verhaal stop. Ken enigiemand anders die verhaal van Noag nadat hulle uit die ark uit is? Pastoor sal die idee, maar gaan vir julle vertel. Rut. Wat sou julle sê is die negatiewe van Rut? Daar was 'n mate van ongehoorsaamheid in Rut gewees. Soos baie van ons deesdae, ek is nie so met my skoonma nie. Ek luister so nou en dan vir sy hoor nie. Kom ons gaan aan, Dawid. Dawid is seker een van die enigste persone in die Bybel wat sy negatief oor gepreek word. Omdat hy so algemeen bekend was en dit so baie as voorbeeld gebruik word. Gideon, 'n rigter in die Bybel, is bekend vir sy oorwinnings oor die Midianiete, maar sy lewensverhaal bevat ook verskeie negatiewe aspekte en karaktersfoute, wat na sy oorwinning na vore gekom het. Selfs Gideon, ek dink nie daar is baie ouens wat Gideon se verhaal ken nie, of wat na die oorwinnings plaasgevind het nie. Hy het klein geloof en vrees gehad. Aan die begin was Gideon bang vir die Midianiete en het koring in 'n paarskyp uitgeslaan. Onthou wat ek julle gesê het? Om dit weg te steek, hy het herhaaldelik tekens van God gevra, soos met die vlieswol, ten spyte van God se belofte. Na sy oorwinning, soos ons gesê het, het hy 'n afgodbeeld gemaak en as gevolg van dit het die Israeliete ook bietjie die pad byster geraak. Gideon het baie vrouens geneem en 'n buite-egtelike verhouding gehad. Soos ek julle genoem het, 70 seuns. Ja. Eintlik 71 seuns en dit is uitsluitende die dogters. Die seun wat hy buite-egtelik gehad het tot op die ou end tot Gideon se nalatenskap 'n uitwissing gelei. Want daai ou wat hy gehad het by die vrou wat nie sy vrou was nie, het eintlik die koningskap gesoek en die seuns begin vermoor en die familie uitwis. In plaas daarvan om interne vrede te bewaar, het Gideon was hy wreed teenoor sy eie mense, die manne van Sukkot en Peniel, wat hom nie kos gegee het tydens sy agtervolging van die vyand nie. Hoewel hy aanvanklik koningskap geweier het, het hy opgetree soos 'n koning met 'n groot harem en goud, wat die volk weer na die afgode gelei het. Ten spyte van hierdie tekortkominge word Gideon in die Bybel, Hebreërs 11, steeds as 'n man van geloof beskou, wat wys dat God onvolmaakte, luister mooi, onvolmaakte mense kan gebruik. Noag, hoewel bekend as 'n regverdige man wat God gehoorsaam het, word in die Bybel Genesis 9 uitgebeeld as iemand wat na die vloed, weet julle wat het na die vloed gebeur? Pastoor en maaster, knikkoppe, enigiemand anderste?
iemand wat uitgebeeld is, wat na die vloed dronk geword het en naak in sy eie tent gelê het, wat gelei het tot die skande en vervloeking van sy kleinseun. Hierdie voorval beklemtoon dat selfs 'n geredde, regverdige figuur tot sonde in staat was. Na die vloed het Noag 'n wingerd geplant, so hy het sy eie wyn gemaak en dronk geword daarvan. Hy het onbesone in sy tent gelê wat sy seun Gam gesien het, wat gelei het tot familiekonflik. As gevolg van die voorval het Noag sy kleinseun Kanaan vervloek. Kanaan. Hierdie insident toon dat Noag ten spyte van sy getrouheid steeds 'n gebroke mens was. Dan kom ons by moeder Maria, Jesus se ma. In die Bybel en Christelike tradisie word Maria, die moeder van Jesus, hoofsaaklik as 'n positiewe figuur van geloof en gehoorsaamheid beskou. Daar is egter momente wat haar menslikheid feilbaar of as 'n ma wat worstel met impak van haar seun se bediening uitbeeld. By geleentheid het Maria en Jesus se broers gedink Jesus het van sy verstand afgeraak weens die intensiteit van sy bediening en wou hom gaan haal in Markus 3 vers 21 en 31. Dit dui op 'n oomblik van onbegrip oor Jesus se sending. Tydens die bruilof in Kana het Maria vir Jesus probeer sê wat om te doen, waarop Jesus geantwoord het dat sy uur nog nie gekom het nie, wat geïnterpreteer word as dat sy nie die reg gehad het om sy bediening te bestuur nie. Johannes 2 vers 1 tot 11. Maria het groot geword in emosionele pyn en swaard en in droefheid ervaar, soos voorspel, veral toe sy moes aanskou hoe Jesus gekruisig word. Dit was 'n tyd van ekstreme vrees en verwarring. Sy was 'n arm meisie wat onbeduidelike dorpie Nasaret gewoon het. Die belangrikheid hierso wys die vreeslikheid van selfs Jesus se ma. Petrus. Soos ek gesê het, dit is een van die mees algemene persone en daar word ook baie meer verwys na sy negatiewe as enige een van die ander karakters. Simon Petrus, hoewel 'n leier van die apostels, word in die Bybel uitgebeeld as 'n mens met 'n duidelike swakheid en negatiewe eienskappe wat dikwels tot foute gelei het. Die negatiewe aspekte van sy karakter en optrede sluit in impulsief en voorbarig. Petrus het dikwels gepraat of opgetree sonder om te dink, soos toe hy Jesus probeer keer het om na die kruis te gaan, waarop Jesus hom, Satan, bestempel het, omdat hy nie die dinge van God bedink het nie, soos in Matteus 16 vers 22 en 23. Die mees prominente negatiewe oomblik was sy 3 keer verloning van Jesus tydens die verhoor, gedrewe deur vrees en skuldgevoelens. Ten spyte van sy geloof het hy getwyfel soos toe hy op die water geloop het en begin sink het weens sy vrees. Matteus 14 vers 30. Hy het gesukkel om Jesus se ware sending en die noodsaaklikheid van die kruisdood te verstaan. Sy karaktereienskappe sluit in dat hy ongeleerd, eenvoudig en soms eiesinnig was. In sy latere bediening het hy homself tydelik van die heidene Christene afgesonder uit vrees vir die Joodse besnydeningsgroep. Galasiërs 2 vers 11 tot 12. Ten spyte van hierdie tekortkominge beklemtoon die Bybel dat Petrus berou gehad het, uit sy foute geleer het en deur God se genade en die Heilige Gees gebruik is. Onthou dat ek julle nou gesê het, onthou die herders, en ek wil beklemtoon, onthou die herders. En onthou die stamregister van Jesus Christus. Onthou wat Dawid se werk was toe hy nog 'n jong seun was. Histories en sosiale is herders dikwels as sosiale uitgewordenes beskou, soos ek julle gesê het, gaan weg van my af. Nie deel van die elite nie en soms met wantroue behandel. Jy vertel ons nou wolle stories, Dawid. Hoe het jy 'n leeu verslaan? Hulle was dikwels arm en het nie sosiale status gehad nie. En nie as betroubare getuienis beskou nie. In antieke tye is hulle soms beskou as ongesofistikeerd
of buite beskaafde samelewing, of buite die beskaafde samelewing. Herders het dikwels aan die onderkant van die sosiale leer gestaan en in die tyd van die Nuwe Testament is hulle nie as betroubare getuienis in die hof beskou nie. Hulle is soms met agterdog, soos ek sê, daai storie van jou klink nie so vars nie, hoor. In teenstelling met die goeie herder, word daar ook baie verwys na die slegte herder. Hierdie negatiewe beskouing is hoofsaaklik histories aangesien herders in die Bybelse narratief van die geboorte van Jesus ook 'n baie positiewe sentrale rol speel. So, nou wil ek gou net by hierdie punt stil staan. En ons kom terug na Dawid toe. En Dawid is die voorganger van Jesus. En Rut is die voorganger van Dawid. In die hele tydlyn. En Dawid was 'n nederige skaapwagter. Iemand wat nie betroubaar was volgens wat ons verstaan hierso nie. Iemand wat nie noodwendig die skoonste was nie. Dan vra ek julle weer, kan julle self nou al assosieer met een van hierdie mense wat ons oor gesels het? Nou kom ons by die punt vanoggend waaroor dit gaan. En dit gaan oor Jesus Christus vanoggend. En soos ek nou vir julle gesê het, vandag is die begin van die einde wat ons as Christene vier. Vandag is die intog van Jesus Christus op pad na sy kruis toe. Palmsondag. Jesus van Nazareth was 'n eerste eeuse Joodse leermeester en prediker in Galilea en Judea, seun van God en die Messias in die Christendom. Let wel, ek wil beklemtoon Christendom. Hy is gebore gedurende die bewind van Herodes die Grote. Hy het die bediening van prediking en wonders begin en is gekruisig onder Pontius Pilatus. Hy is gebore in Bethlehem, Judea, ons ken almal die storie. Weereens, een van die mees bekende karakters. Ek wil nie sê karakters nie, want wil nie met oneer praat vanoggend nie. As 'n Jood met 'n geslagsregister wat terugvoer word na koning Dawid. Weereens, koning Dawid word geassosieer met 'n herder. Niks werk tot hy koning geword het nie. Hy het groot geword in Nazareth in Galilea. Maria was sy moeder en Josef sy vader, soos ons weet. Palestina was onder Romeinse besetting. Joodse lewe is beïnvloed deur sektes soos die Fariseërs en Sadduseërs. Hy het op ongeveer 30-jarige ouderdom begin preek oor die koninkryk van God, wonders verrig en 12 disippels aangestel. Gekruisig in Jerusalem, hy het op die 3de dag uit die dood opgestaan, waarna ons toe op pad is. Sy lering het die grondslag vir die Christendom, weer eens op beklemtoon Christendom gelê, wat wêreldwye impak het. Jesus is 'n eenvoudige mens gebore soos ek en jy. Hy is versoek soos ek en jy. Ons almal weet hoe hy op die donkie die stad ingekom het. Ek het vanoggend nog die woorde in my gedagte gehad dat ons weet waaroor die donkie en die perd gaan. Hy het op 'n donkie gekom om te beklemtoon dat hy nie kom met geweld nie. En die gedagte kom by my vanoggend op dat toe hy die stad ingegaan het, moet julle nou die verskil mooi raak sien. Daar's van die mense wat hom erken het as Jesus Christus, die verlosser en saligmaker. En daar's van die mense wat hom herken het as die koning van die Jode. So hulle het gesien dat hy die koning van die Jode is, maar hulle het hom nie erken as die koning van die Jode nie. Dit is eenvoudig, dis was 'n mens wat nie deur almal herken was as koning nie, wat kom sterf het om die wet in vervulling te bring, om dit so eenvoudig moontlik te maak vir ons as mens om die hemel te kan beerwe.
Die eenvoudigheid van die Christelike geloof lê in die kernboodskap van genade, gegrond op persoonlike verhouding met Jesus Christus. Dit fokus op liefde vir God en die medemens, geloof in Christus se verlossingswerk en die leiding van die Heilige Gees, eerder as streng nakoming van godsdienstige reëls of komplekse rituele. Het julle mooi gehoor wat ek sê? Om 'n navolger van Jesus Christus te wees is nie moeilik nie. Soos Master vanoggend gesê het, is baie gou om te sê, ons wil nie vanoggend kerk toe kom nie. Ons wil eerder by die huis by vir hierdie rede of daardie rede. Ons kan baie redes soek om nie kerk toe te kom nie, maar die Bybel sê, wat sê die Bybel? Moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos of nalaat nie. Ons geloof is baie maklik. Ons het nie nodig om berge op te klim en nog vandag nog duifies te gaan offer of danse te doen of rookoffers te doen nie. En daar is rituele en of geloofsouens wat nog steeds dit doen, vandag nog. Selfs sataniste het nog vandag hulle rituele wat hulle doen. En ek staan by my woord, soos pastoor ook sê, hy staan op sy woord, dit wat reg is reg en dit wat verkeerd is verkeerd. Hulle kan sê wat hulle wil, daar kan boeddhisme wees en mohammetisme of wat ook al hulle dit wil noem, en satanisme en wat ook al. Daar is net goed en sleg. Jy is of die een of die ander, dis Jesus Christus, die drie enige God of die duiwel, daar is niks tussenin nie. Dit gaan oor Jesus Christus se lewe, kruisiging en die opstanding as die weg in die vergifnis en die ewige lewe. Die geloof behels 'n intieme verhouding met God wat deur gebed en Bybel gevoed word. Gebed en Bybel gevoed word. Die geloof, daai het ons klaar gelees. Redding word beskou as 'n geskenk van God se genade, onverdiende guns. Deur geloof, nie deur eie werke of prestasies nie. Die uitleef van die geloof word opgesom in die liefde vir God, die naaste wat eenvoudig praktiese optrede in die daaglikse lewe is. Prakties in die alledaagse lewe. Vandag, nou, môre, nie gister nie. As ek maar net werk nie. Die boodskap is eenvoudig genoeg vir almal om te verstaan en aan te neem, dikwels uitgedruk deur die bergrede wat as opsomming van Jesus se etiket dien. Hierdie eenvoud word dikwels deur rituele en tradisies soos genoem om al waar ons nou is. Maar dit moenie meer net 'n ritueel wees nie, selfs met ons nagmaal. Dit help nie, dit is net 'n ritueel nie, want wat is 'n ritueel? 'n Ritueel is, jy moet dit so en so en so en so en so doen. Jy moet 'n ware verhouding met die Here hê om deel te kan neem aan die tafel. Nie noodwendig die tafel nie, die liggaam van Jesus Christus, want soos pastoor ook gesê, daar is nêrens in die Bybel wat staan ons moet by 'n tafel sit nie. As ons by tradisies wil stil sit, moet ons 'n tafel dek en elkeen van ons moet om die tafel sit. Dis deel aan die liggaam van Jesus Christus. Ek dink dit is een van die mees belangrikste, wil dit nie noem ritueel nie. Een van die, daar is seker 'n paar, maar dit is een van die belangrike sakramente, dankie Deedrey. Wat ons aan deel kan neem is die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Kom ons aan. Die Christelike geloof is uniek vanweë sy fokus op genade deur geloof in Jesus Christus, eerder as werke of komplekse rituele. Anders as ander godsdienste wat verlossing deur eie poging soek, bied die Christendom 'n eenvoudige boodskap van vergifnis en direkte verhouding met God. Hierdie benadering verminder geestelike las en klem op selfverlossing. Die eenvoud van Christelike geloof in vergelyking met ander godsdienste lê in die volgende punte. Genade versus werke. In teenstelling met baie godsdienste wat op verdienste en werke fokus, leer die Christendom dat verlossing 'n gratis geskenk is van God se genade, nie iets wat verdien kan word nie. Verhouding versus rituele.
dit beklemtoon 'n persoonlike, lewende verhouding met God deur Jesus Christus, in plaas van slegs streng nakoming van godsdienstige reëls of komplekse rituele. Die voltooiing van die werk, die geloof fokus op die voltooide werk van Jesus aan die kruis. Wat beteken die prys vir sondes reeds betaal, wat die gelowiges vrymaak van die las om self vir ons sondes te betaal. Die eenvoudige kern, die boodskap is toeganklik, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Hierdie eenvoud maak dat Christelike boodskap radikaal anders as godsdienstige stelsels wat dikwels hoë eise aan die individuele stel tramp. Hoe eenvoudig is die Christelike geloof? Ek het vir julle dit al gedeel ook op 'n vorige geleentheid. Ek dink ek het dit laasweek genoem. Die Here vra nie jou opinie nie. Hy vra nie of jy geleerd is nie. Hy vra nie hoe of waar en wanneer nie. Hy vra wie is bereidwillig. Die eenvoud van ons geloof in eenvoudige verduideliking is in Psalm 103 vers 12. Julle kan dit by die huis gaan lees. Ek wil net eers hierdie punt gaan. En julle het gedink, julle gaan julle praktiese beskrywing vanoggend vryspring. Ek gaan julle nou verduidelik waarna toe ons gaan. Die stelsel van breedte en lengtelyne is nie deur 'n enkele persoon op een spesifieke oomblik uitgedink nie, maar het oor eeue heen ontwikkel deur die werk van verskeie antieke Griekse geleerdes. Eratosthenes, 3de eeu voor Christus, hy word dikwels beskou as die vader van geografie. Hy was die eerste persoon wat die wêreldkaart geteken het met 'n ruitenetstelsel wat die lyne van wat ooreenstem met wat ons vandag as breedte en lengte lyne ken. Hy het ook die omtrek van die aarde merkwaardig akkuraat bereken. Hoeveel jaar voor Christus? 3de eeu voor Christus. Hipparchus, 2de eeu voor Christus. Hy het Eratosthenes se werk verfyn deur wiskundige benadering te volg. Hipparchus was die eerste persoon wat voorgestel het dat die aarde se sirkel in 360 verdeel moet word om spesifieke ligging akkuraat aan te dui. Hoeveel? 2de eeu voor Christus. So ons kan maar met, wat is die regte woord? Ons kan amper versekerd wees dat hulle kennis gehad het en hulle geleerd was en hulle is eintlik iemand om oor te gepraat het. Claudius Ptolemeus, 2de eeu na Christus. Wanneer? 2de eeu na Christus. Hy het die stelsel verder gestandaardiseer in sy werk in geografie. Ptolemeus het die ewenaar as die nulbreedtegraad gebruik in die begin om kaarte met geboorlyne te teken om aarde se sweef op 'n plat oppervlak voor te stel. Kom ons by die praktiese aspek van my boodskap vanoggend. En dit is baie eenvoudig en baie maklik. Psalm 103 vers 12 sê die volgende. Wie kan vir my sê? So ver soos die ooste is van die weste, verwyder die Here ons sonde van ons af. Nou, weer eens het ek julle vanoggend heel eers gevra, julle moet julle self assosieer of identifiseer met een van die persone waaroor ons gepraat het en kom ons kyk bietjie na die werke wat hierdie ouens gedoen het. Hulle het gestaan en hulle was van die prominente mense in die Bybel gewees. Selfs Jesus was nie geleerd nie. Hy was 'n timmerman gewees. En die 12 disippels, wie was hulle gewees? Vissermanne. En wie was Rut gewees? Prominente vrou in die Bybel. Voorgeslag van Jesus Christus. Dawid. Wie was hy gewees? Gaan sit net daai kant asseblief.
David, jy praat soveel chol, ons kan jou nie glo nie. Die Here vra nie wie of waar, wanneer nie. Die Here self het aardig toegekom as 'n normale mens, selfs deurgeloop wat ek en jy deurloop vandag. Die onbevlekte het die bevlekte geword vir ons. Daai selfde persoon het die onmoontlike moontlik kom maak vir my en jou. Die Here vra nie vanoggend wie jy is of waar jy vandaan kom nie, maar hy vra wie is bereid. Dis eenvoudig. Die boodskap is eenvoudig vanoggend. Boodskap bly eenvoudig vanoggend. En ek wil julle eintlik met hierdie demonstrasie wil ek julle verduidelik hoe eenvoudig verduidelik die Bybel aan ons die boodskap. En die hele Bybel is eenvoudig. Daar is partyplekke soos in Openbaring wat ons nie almal verstaan nie, maar wat het ons gelees nou? Deur gebed en die Bybel word ons groter en sterker. Stel voor, hierdie is die aarde. Hierdie is die son. Die aarde draai om die son, so anti-kloks gewys. Ek moet my bearings mooi agter mekaar sit. Noord, oos, suid, wes. Sien julle, dis hoekom maar noord en 'n suid is. Moes nou weer mooi dink, maaste. Noord en 'n suid is, want daar's 'n as. En nou die slim ouens sê, die aarde is 'n sweer, hy is plat bo en onder plat, maar die centrifugal forces het die aarde rondgemaak. Maar die Bybel sê vir ons vanoggend, so ver soos die ooste van die weste af is, verwyder die Here ons sonde. En ek het met pastoor laasweek meegedeel. Check, nee, as jy nou van hierdie kant af noorde toe gaan, stop jy op die noorde en van die noorde af gaan jy weer. Sy dankie julle, ek het vergeet alweer. Gaan jy suide toe. So daar's 'n begin en 'n eindpunt. Die Here sê so ver as die ooste van die weste af is, verwyder ons sonde. Doesn't matter, as jy loop gaan jy altyd oosloop, altyd oosloop, altyd oosloop, altyd oosloop. Daar's nooit 'n einde in oos nie. So as jy van hier af oos toe loop, loop jy oos, as jy van hier af loop, loop jy wes, that's it, klaar. Weet julle, hier is die skok wat ek agtergekom het. Die Here sê, so ver as die ooste van die weste af is, verwyder ons sonde. Draai jou rug op my. Eenvoudig is die boodskap. Draai jou rug op my, gaan aan die ander kant toe. En dan, al die sondes wat jy gedoen het, hou die Here teen jou. Draai jou rug op die Here. Dis hoe eenvoudig die boodskap is vanoggend. Dis nie moeilik om te verstaan nie, dit gaan nie hieroor of daaroor nie, dit gaan nie oor my en jou nie, dit gaan nie oor wie geleerd is nie, dit gaan nie oor of jy doktersgraad het nie. Die boodskap vanoggend is liefde vir jou naaste elke dag. Nie gister wat as ek kon nie. Die Here vra nie vanoggend asseblief, hy gaan nie smeek nie. Die Here vra vir herders, eenvoudige mense. Mense wat deur die samelewing uitgeskuif word een kant toe. Weet jy, ons kan getuig vanoggend van hoeveel keer pastoor het nou al seker meer as enige iemand van ons mense tot die Here toe gelei. Party van ons kan nie eens op een hand tel hoeveel mense het ons na die Here toe gelei nie. Dis nie waaroor dit gaan vanoggend nie. Vanoggend gaan dit oor wie sal ek stuur en wie sal gaan. Die Here het ingekom en daar's palmtakke voor hom gelê. Hy het nie gekom dat daar die rooi tapuit uitgerol is nie. Daar was nie 'n feesmaal gehou nie. Die Here het op 'n donkie gekom wat meen hy het gekom as 'n
vredemaker, nie 'n oorlogsmaker nie. Weet jy, selfs deur net om vir iemand te groet en jou geestelike groei te kan wys, kan jy al mense bereik. Jy het nie nodig om baie te doen nie. Weet jy, ons het geleer dat nie net deur werke gaan ons hemel toe nie, maar die Here verwag ook van jou om 'n skuif te maak. Weet julle, as ons partykeer bid ons vir werk, maar eintlik gaan soek ons nie werk nie, want die Here gaan voorsien. Yes, ons vertrou op die Here. Maar jy moet nog steeds gaan werk soek vanoggend. Weet julle, en ons, soos ek gesê het, ons gaan vanoggend, dis vanoggend Palm Sondag en dit is wat ons vier, die begin van die einde. Weereens, ek vra vir julle vanoggend, die wat wil en wat sê, Here, hier is ek. Kom ons staan op. Sê, Here, hier is ek. Ek gee my alles vanoggend. Gebruik my, Here. Nie omdat ek goed is nie, Here, nie omdat ek gesien kan word nie, Here, maar ek stel myself bereidwillig om gebruik te word deur U. Soos
gaan weer ook in midde. Kom lê ek my hart voor U neer. Soos gaan weer ook in midde. Jesus is al wat ek begeer. Soos gaan weer ook in midde. Kom lê ek my hart voor U neer. Soos gaan weer ook in midde. Jesus is al wat ek begeer. Jesus, ons kom staan met ons harte openlik vanoggend voor U, Vader, Here. Ons wil sê, Here, ons is bereidwillig, Vader, Here, gebruik ons soos U wil, Vader. Nie ons wil nie, Here, maar U wil, Vader. Waar ons ook al mag gaan, Here, en waar U ons ook al stuur, Here, gebruik ons. Ons bid in die naam van Jesus Christus en omdat U so groot en almagtige God is, sê ons dankie. Amen. Amen. Ek wil net gou voordat sy video burgerlijke bevestiging op jou woord, die al in die week vooruitgegaan. Ons sit hier so van donderdag aand en die eerste keer wat hy sê, we start praying 4 o'clock in the morning. Our first service, 4 o'clock in the morning. Then ek, 4 in die oggend, wow, die ons gaan bid. Maar hy sê die volgende. Hy sê, wat gebeur is, hulle kom 4, they come 4 o'clock in the morning and they start praying. And they cry, and they pray, and they cry, and they pray. And then they go home. The next service they are back, crying and praying and crying and praying. What was the point? It was a religious exercise. There was no change. Sounds great, huh? Imagine we are saying 4 o'clock in the morning we are here for the first service. There would be nobody here. But nothing changed. They've got prayer houses. They built them deep in the caves because they are loud in their prayers. And then they take the trees and they literally take the tree and they shake it as they are praying. And I was wondering about that. That's taking the word literally and saying, I'm shaking the gates of hell in prayer. They are demonstrating what they are actually asking God. And we people, they are shaking the gates of heaven and shaking the gates of hell. Asking God to intercede and do what we need to do. Not as a religious activity, but as being open to what He wants us to do and say. Kan ons op aangryp so en vas en glo dat hy gaan doen wat hy ons maak. En dit is nie moeilik nie. Die hele week probeer hy ons al leer. Dit is nie moeilik. God vra nie van ons om religious te wees nie. Hy vra net, gryp my aan. Amen. Als op een klein iets wat heel interessant is, wat hij gezegd heeft, ik heb mijn vrouw een beetje gemeente. Wij gaan een goede woord hebben. Ik vind dat ze bij het goede woord, wij een eerste handen woord. En als we daar elke keer gaan een inspectie doen. En ja, die woord spreekt vanzelf. Ik wil niet als gemeente niks vanaf praten. En ik zit eigenlijk zoek ons al. Ga je niet vragen of geld op die naar iets zitten. Nee, die week die volgende week. Van ons bijgehaald, fantastisch hier om die dagreis te maken. En die wordt ons hier laten worden. Als we niet weer van iemand dat
jy weet 'n goeie werk. Ons wil nie iemand hê en ons gaan die fonds geld betaal en dan doen hy 'n halwe werk of miskien na 'n jaar dan val hulle sê kan klaar wees. Dan is wanneer daar is daar iewers op die monitor sodat ek weet klink van die monitor so. So ek wil vir u vra, as jy weet van iemand wat keerwerk kan doen, vra hom Wat is sy kanaal? sodat ons asseblief kan gaan en ons die kwotasie kan kry en ook vir die herstel van die dam, vir die GT aan die kant, regom al oor ons waar het stikkend is om ons regmaak en om al ons eerstens kwotasies te hoor. Ek moet ten minste 2 of 3 kwotasies hê voor ons kan aanstaan met die werk. So nie weet ek weet al die As hy so maak, is dan nie money slide. En Johan het gesê, ek weet iemand wat gaan kom. So, en die weet net na ons na die kant, ons kwotasies begin, en as die Here se wil is, dan ons in my maand begin om reg te maak. En ons glo in geloof, dat ons in die keer wat jy om reg maak, ons geloof die dag van die kerk, reg maak. Ons wil dankie sê vir elkeen wat ondersteun het in die projekte wat ons gehad het in die fondsinsamelings, dat ons die geld kon inkry om te kan sê, ons kan dit doen. Dit is nogal groot werk, maar ons sê dankie daarvoor en ons vervul die Here vir dit. So ons moet eer wat mooi kan maak en klaar kan maak. Vriend sê vir altyd om oplig dat wil wie herpeel, dat iemand anders wat al gesê het, maar ons het 'n kwotasie gekry vir R55,000, maar hulle is baie groter as ons. So ons gaan reg op die Here vertrou en dat ons dan sal regmaak en ons sal ook die dakke en die kante kan regmaak so die kerk net weer mooi is. So almal en vra Tersa en Burger wat vir die kerkraad is, net die saam ons sal agterbly. I just would like to thank Mr. Sabia for being here this morning with us and I verstaan nie so goed Afrikaans nie. I'm just telling you that you don't understand the heavenly language, but we are in the heavenly language so that you can speak it one day.